Ek is 40 jaar oud, maar ek het nie die memories van die afgelope 14 jaar. Het is asof iemand net Ctrl-Alt-Delete gedruk het en dit wat voor my 26 jaar van my lewe voor die ongeluk plaasgevind het, net heeltemal weggevat is, verdwyn het. Ek onthou nog net altyd as die girl met die lang wit hare, goed gebou, maar met 'n helm met 'n leerbaadjie. Sy het hierdie absolute urge gehad om haar liggaam en haar denke in alle rigtings te challenge en so hard te brand as wat sy moontlik kan. Sy was just one of the boys. En as sy deel was van die girls, dan was sy one of the girls. Natuurlik het sy meer van die boys gehou. Die resultate wat sy gelewer is, was baie goeie resultate wat hulle wyd kon gebruik het in die industrie. Het 'n bietjie van 'n voorsprong oor die res van ons, veral as dit kom by goed soos wiskunde en die goed wat bietjie meer diep denke nodig het. Ek het 'n dag voor my ongeluk het ek 'n wêreldeerste rekenaarprogram oor neurale netwerke voltooi. Dit is 'n program wat nou nog elke dag deur die lugmag gebruik word. En omdat haar kop so sterk was, kon sy altyd slim planne maak om dinge gedoen te kry wat die res van ons mee sou gesukkel het. Ek is nou op pad na 'n fisiese kruispunt in my lewe. Op Werkersdag 1996 was ek in 'n ongeluk gewees op die hoek van Eastwood en Arcadia straat, waar 'n dame 'n stopstraat geskiep het en my motorfiets getref het. Ek het dit nog altyd probeer vermy om daar te wees. My lewe is ingrypend verander op daai plek. Die dame het oor hierdie stopstraat gekom. Ek was die eerste van die aankomende verkeer hier af. Die punt van impak van die ongeluk is omtrent hier gewees het. Ek is afgegooi. My helm het afgekom en Simpel meisiekind. daai randsteen moet seker die randsteen wees waarteen ek my skedel gebreek het. Kan jy nie kyk waar jy ry nie? En waar die ooggetuie op my dooie liggaam op die pad afgekom het. Waar ek nie asem gehaal het nie, my oë was omgedop. Ek was blou in die gesig. Ek was dood. Met die ongeluk het ek nie dokumentasie of identifikasie aan my gehad nie, maar ek het aan 'n baie goeie mediese fonds behoort. Die gevolg was dat 2 private hospitale my opname geweier het. As 'n gevolg daarvan is ek as 'n Foxtrot pasiënt opgeneem by die destydse Haai-Verwoerd Staatshospitaal. Dis basies breindood met opname. Hy moet asseblief iemand kom uitken by die hospitaal. Daar is ek vir die eerste keer die dag na die ongeluk eers geopereer vir skedelbreek en breinbloeding, waarna ek vir weke in 'n koma was. Voor haar ongeluk was probleme en challenges met haar werk en dit was goed wat lekker was om te oorkom. Van haar ongeluk is dit in haar vleis. Dis pyn. Ek kan nie onthou van my skoolloopbaan, my jeugdae, kinderpartytjies, familie, universiteitsjare. Daar's net 'n leemte, ek kan dit glad nie onthou verroep nie. Goed waarna jy verwys wat as sy onthou het, sou sy kon reageer, dat daar net geen reaksie is nie. Ek het geen gedagtes en memories van my pa nie. Dit was my die grootste bewys dat daar was groot fout. Ek het nie geweet wie hierdie vrou is wat haar ontferm oor my nie. Sy het gesê sy is my ma en ek het haar maar geglo. Sy lees nie meer nie want sy kan nie. Die enigste wat ek weet uit my vorige lewe uit, is dit wat ek kan sien uit diplomas, grade wat ek behaal het, joernale, koerantartikels. Ek moes soos 'n klein babietjie weer van voor af leer kruip, leer loop, leer praat. Dit het my jare en jare gevat voor ek weer soos 'n gewone mens korrek tot by 10 kon tel. Omdat sy nie 'n voet of 'n arm of 'n been verloor het nie. Dink almal, sy gaan okay wees. Sy kan aangaan met haar lewe en sy kon nie. Hoe kon hulle durf waag om vir my te sê ek lyk goed as hulle nie kon sien wat binne my brein aangaan nie? Met die woede wat sy ervaar het, het gelyk asof dit enige oomblik kon afgegaan het. Sy skuldig bevind van roekelose en nalatige bestuur, maar sy het my nooit gekontak om te sê sy is jammer nie. Jy moes gekyk het waar jy ry. Dit het my vernietig. Cornelia se vuiste was stikkend geslaan. Honestly, ek was te moer in. Sy kon nie stil sit nie. Ek het vir my 'n slaansak gekoop. Dis Ek het nie dit my na haar skuld nie. vernoem en ek het al my frustrasies daarop uitgeslaan.
net dat ek kan uiting gee aan die wanhoopigheid, die moedeloosheid die binne in my. Ek moes myself regtig beheer om nie oor elke ou tannie wat te stadig oor die pad stap te ry nie, maar ek het dit nooit gedoen nie. Die fisiese punt wat my so bang gemaak het, jy het geen mag meer oor my nie. Dinge wat ons dink is belangrik, is aan die einde van die dag glad nie belangrik nie.